Here, maak ons stil. Ons wil na U luister. Ons wil hê dat U ons harte moet oopmaak en dat U ons harte sal aanraak. Open ons oë, ons hart en ons ore, dat ons U mag leer ken en so ook voor U mag lewe. Amen. Goed. Vanoggend gaan ons 'n bietjie gesels oor reukwater of olie. En reuke en lekkerryk goed en is baie gewild onder mense. Veral onder die dames. Hulle man, as jy nou 'n dame se dag wil maak, dan moet jy nou vir haar 'n lekkerryk dingetjie gee, 'n parfuumpie of 'n iets. En dit raak op, of wel, dit is eintlik 'n baie luukse ding wat mense kan hê. As jy so staan by 'n klomp vrouens en hulle begin so praat oor die parfuum, dan hoor jy, dan sê die vrouens, o ja nee, ek het nou hier 'n botteltjie gekry, my man het dit vir my gebring toe hy in Parys was, en dan sê die ander vrou, o ja nee, ons het nou hier by die winkel 'n plekkie gekry en hulle het die lekkerste parfuum en dit is so duur. Vir daai botteltjie het ons R800 betaal, so dit is 'n vreeslike luukse ding om te kan hê. Maar reuke is eintlik iets baie kosbaar. As 'n mens dalk iemand aan die dood afgestaan het al, en jy ruik daardie persoon se reuk later na sy dood, ruik jy aan sy of haar, sê nou maar klere of kussing of so iets, dan ruik jy, dan dadelik is daar gedagtes wat opkom van wat ek onthou van hierdie persoon. Onthou julle die Staysoft advertensies. En dan gaan die seentjie dan gaan kuier hy saam met sy pa iewers langs die water, so hulle gaan nou vis vang of iets. En dan begin die seentjie sy ma mis en dan lê hy net so onder die kombers en dan ruik hy net so, dan ruik hy sy ma. Nou, want sy was haar klere met Staysoft. Maar so het reuke het 'n groot invloed op wat met die brein gebeur en wat ons onthou, en ons verbind gedagtes en herinneringe aan dit wat ons ruik. Ek onthou, ek het nou, soos julle weet, is ek 'n Pretoriaaner, so ja, ek skryf vir die Blou Bulle, en maar in Pretoria by die Staatsteater het ek op 'n stadium, die heel eerste keer wat ek die Staatsteater 'n opvoering daar gaan kyk het, toe was ek al op universiteit. En ons het daar gesit die aand, en ek het so, iemand naby aan my het reukwater aangehad wat vir my baie lekker geruik het. En toe van daar af, as ek aan die Staatsteater dink, dan kan ek amper sê, ruik ek daai reukwater wat ek daai aand geruik het. As iemand vir my iets vertel van die Staatsteater, dan bring dit dadelik daai herinneringe op van die eerste keer wat ek daar was en daai reukwater wat ek geruik het. Of as ek in die dorp kan loop, iewers in die winkels of so, en daar loop iemand verby en daai reuk ruik ek weer, dan dink ek aan daai eerste keer toe ek by die Staatsteater was. En so het ons 'n klompie reuke wat in ons lewe wat vir ons herinner aan spesifieke geleenthede of herinnerings wat ons het. Oor byvoorbeeld iets wat ook baie lekker ruik, al rook ek nie self nie, is as iemand 'n pyp rook. Daai tabakreuk, dit ruik vreeslik lekker. Dis nie goed vir jou longe nie, maar dit ruik lekker. Maar so, en dis net kosbaar. So ons gaan vanoggend so 'n bietjie gesels daaroor. Oor reukwater of reukolie wat dan nou uitgegiet is. Daarom kan julle dan nou saam met my blaai na Matteus 26 toe. Daarvan vers 1 af. Jesus se dood word beplan. So, en dit is nou besonder dat ons met hierdie tekste begin het, bloot omdat ons nou al in die lydenstyd van die kerk inbeweeg het, waar ons dan nou Jesus se lyding begin vier en ons daaraan herinner. Nou hier is dit so paar dae voor Jesus se dood, dan gebeur die volgende. Matteus 26 van vers 1 af.
Nadat Jesus oor al hierdie dinge klaar gepraat het, het hy vir sy disippels gesê, julle weet dat dit oor 2 dae Paasfees is. Dan word die Seun van die mens oorgelewer om gekruisig te word. In daardie tyd het die priesterhoofde en die familiehoofde van die volk bymekaar gekom in die woning van Kajafas, die hoërpriester. Hulle het daar saam planne gemaak om Jesus op 'n slinkse manier gevange te neem en dood te maak. Hulle het egter gesê, nie op die fees nie, sodat daar nie oproer onder die volk kom nie. Dan, terwyl Jesus in Betanië in die huis van Simon, die Melaatse, aan tafel was, het 'n vrou by Jesus gekom met 'n albaste fles, baie kosbare reukolie, en het op sy kop uitgegiet. Toe die disippels dit sien, was hulle verontwaardig. Waarom so 'n verkwisting? Vra hulle. 'n Mens kon die reukolie vir baie geld verkoop het en vir die armes gegee het. Jesus het dit gemerk en vir hulle gesê, waarom maak julle dit vir die vrou moeilik? Sy het 'n goeie daad aan my gedoen. Die armes het julle altyd by julle, maar vir my het julle nie altyd nie. Deur hierdie reukolie op my liggaam uit te giet, het sy my voorberei vir my begrafnis. Dit verseker ek julle, oral waar hierdie evangelie in die hele wêreld verkondig word, sal daar ook vertel word wat sy gedoen het, tot 'n herinnering aan haar. Net tot daar. Nou volgens die evangelie van Matteus is dit die laaste paar dae. Ja, hy het so 5 dae wat hy uitlig voor die dood van Jesus Christus. Nou is dit nou baie interessant om te kyk, maar by wie is Jesus besig om te eet? En dan ook om 'n gedagte te hou terwyl 'n mens Matteus lees, is om te sê dat die skrywer van hierdie evangelie het heel waarskynlik die evangelie aan 'n Joodse gehoor geskryf. So daarom 'n bepaalde begrippe en die uitlig van godsdienstige leiers, omdat dit vir die Jode belangrik was. Dit was deel van hulle identiteit. En so op hierdie stadium word Christus se dood nog beplan. Maar dat hy al 'n paar keer wel hy uitsprake gemaak het om te sê dat daar kom 'n tyd. Dit is nou naby. Dan in hierdie verhaal, dan sit hulle in die huis van Simon, en Simon was melaats gewees, en Christus het hom genees, en dan op die ou einde, waar dit dan nou op neerkom, is oor die feit dat hulle saam eet, gaan daaroor dat dit eintlik 'n dankbaarheidsete was. Om sy dankbaarheid teenoor Christus te betuig, is hulle dan nou saam, is hy genooi, het hy vir Christus genooi om by hom te kom eet. En met sy disippels natuurlik, so hier sit die disippels, en Jesus, en Simon, en hulle sit daar aan tafel, en hulle eet. Met aan hierdie dankbaarheidsete, oor wat die Here vir hom gedoen het. En dit is eintlik hierdie totale kontras. Want net die voorste gedeelte, die voorafgaande gedeelte, dan lees ons van die moordplanne. Die planne wat deur godsdienstiges gemaak word, om hierdie Jesus te laat sterf. Om hom uit die pad uit te kry. En dan, die kontras daarteen is dan hierdie nederige vroutjie wat net kom, met haar albaste fles, en hom salf met olie. Wat op 'n manier 'n totale weerloosheid het voor Jesus, omdat sy iets snap, wat die manne om daardie tafel nie snap nie. Dan kan jy so vra, maar hoekom lyk die disippels se reaksie so? Hoekom reageer hulle so? Hulle was nou al immers 'n hele tydperk saam met Christus, so tog moet hulle iets hiervan verstaan. En steeds verstaan hulle nie. Maar dat mens ook begrip kan hê vir hulle reaksie, want die disippels kom uit die arm deel van die samelewing. En soos ek nou genoem het, dat reukwater en reukolie en hierdie goed
is 'n luksheid vandag nog steeds. En in daardie tyd kon jy baie geld kry vir 'n klein bietjie olie. So daarom is hulle reaksie dan dat hulle verontwaardig word dat hierdie vrou kom en sy keer net hierdie potjie olie op Jesus se kop uit. En dadelik heg hulle, kan ek amper sê, finansiële waarde daaraan. Om te sê, maar weet jy, ons kon daai olie gevat het en dan kon ons dit nou verkoop het en ons kon daai geld gevat het en die armes versorg het. Wat 'n mens nou verstaan, want hulle kom uit daardie wêreld uit die arm deel. En dan is dit ook wat 'n mens so in die ondertoon optel, dat hierdie disippels raak angstig, want hulle wil nie graag deel hê in hierdie lyding van Christus nie. Hulle wil nie graag hê dat hy moet sterf nie, dat hy van hulle af moet weggaan nie, want hulle het 'n veilige ruimte by hom. Maar op die oomblik raak hulle in die moeilikheid. Hulle het nie vrede met Jesus se dood nie en hulle wil ook nie deel hê daarin nie, want hulle wil nie hy moet weggaan nie. Dan is dit so mooi, terwyl hierdie manne sit en eet, kom hierdie vrou daarin eintlik nederig, soos met hierdie prentjie, soen sy voete op 'n stadium, gaan sy in die huil en sy vee, sy voet sy voete met sy hare af, hoe ook al. Maar hierdie absolute weerloosheid, te sê ek bars net hierin, omdat ek besef wie hierdie man is. Dat sy eie volgelinge iets daarvan nog nie heeltemal verstaan nie. Hier kom sy met haar handeling of haar liefdesdaad, ek wil iets vir die Here doen, omdat ek weet wie hy is, wat hy in my lewe gaan doen, of gedoen het. En dan in haar handeling lê daar iets profeties. Die feit dat sy die olie op hom uitgiet, en dan antwoord hy ook op daai profesie, en hy sê maar bloot, hierdie vrou het my voorberei vir my begrafnis. Terwyl die disippels hulle verset teen die pad van lyding, is sy besig om die voorbereiding daarvoor te tref. En daarin lê dit eintlik dat die disippels so toe vir Jesus eintlik in die steek laat, omdat hy is al so lank met hulle besig en hulle het so 'n goeie verhouding en tog verstaan hulle hierdie goed nie. En hier kom die vrou met 'n absolute weerloosheid en sy verstaan iets. Te sê dat hierdie man wat hier sit, het 'n groter waarde. Hy is vir my belangrik, omdat hy om met my bemoei. Jesus maak 'n stelling in hierdie gedeelte, dan sê hy, omtrent die disippels se reaksie, die reaksie wat hulle het van om te sê, maar ons kon hierdie olie verkoop het, en vir aan armes omgesien het, dan sê Jesus, ja, die armes, hulle sal altyd by julle wees. En dan beleef hy mense 'n bietjie 'n teenstrydigheid met sy eie bediening ook, omdat Jesus dan sê, die armes sal altyd hier wees, maar dan gaan dit tog daaroor om te sê, maar hy dan gekom om nuwe lewe te bring, om voorspoed te bring. Dan is dit baie duidelik dat 'n mens iets hier van Jesus se hart ook raak sien. Dat Jesus nooit gekom het om dan nou met hierdie stelling armes te verstoot nie. Maar hierin lê twee sake opgesluit. Jesus probeer vir sy disippels iets verduidelik, om te sê dat julle kan nie 'n illusie hê oor my koninkryk nie. My koninkryk is nie 'n Utopia of 'n wonderwêreld wat ek aarde toe gebring het nie. Hiermee word ons nie gevrywaar dat dit met my net sal goed gaan en ek net sal voorspoed hê nie. Maar God se koninkryk lê in veel meer as dit. Dit lê in die krake, dit lê in die stikkenheid van hierdie wêreld. Dit lê in die weerloosheid van 'n vrou wat haar vles op sy kop omkeer. En dan daarop, die tweede saak, is dan Jesus wat dan ook op sy die vrou se daad kom en dit verdedig.
En dan sê hy, maar hierdie vrou, sy het 'n goeie daad aan my gedoen. Omdat sy iets verstaan wat julle heel duidelik nie verstaan nie. En uit hierdie verhaal uit, so in die ondertoon, lê die volgende, waarop Jesus sterk klem gelê het deur sy hele bediening, is om te sê dat die liefde vir jou naaste is van uiterste belang. En dan die tweede ding, is om te sê dat ek ook my liefde aan hom kom bewys. Omdat ek by hom daardie liefde kan ontvang. Toe soos daardie liedere wat voorlofliedere wat ons gesing het ook, om te sê aanskou die kruis, of sien die kruis, en dit is hierdie mooi ding om te sê dat hierdie vrou het iets verstaan van 'n belofte wat God vir hulle inhou. En soveel te meer is dit vir ons wat aan hierdie kant staan, aan die ander kant van daardie belofte, dat daar vir ons 'n kruis gehang het. Lied 396 sê dit so mooi. Aanskou die heiland, sien die kruis, die Here het met die hemelvors met ag verguis. Vir my het hy hom daar laat hang. Hy leef, hy sterf in my belang. Hy leef, hy sterf in my belang. En toe hierdie vrou hierdie olie op sy kop uitkeer, het sy heel waarskynlik iets daarvan verstaan. Alhoewel dit nog nie waar geword het nie, maar in haar hart het sy iets daarvan verstaan om aan hierdie Here te behoort. En die opofferings wat hy vir my sou maak. Sy snap die groter waarde wat in hierdie olie lê. Dit gaan nie vir haar oor dit wat ek besit nie. Dit gaan vir haar daaroor dat ek aan die Here mag behoort. En dit wat hy vir my gedoen het. My albaste fles op sy kop uitgegiet. Ek en jy kan by sy voete kom sit. En sê, Here, maar ons stel ons net weer op U in. Here, ek kom en ek keer net weer my albaste fles op U kop uit. Here, ek kom sit in totale weerloosheid en ek wil net weer voorraad opname kom maak van my lewe. Ek wil net weer by U uitkom. Ek wil net weer hê U teenwoordigheid met my oorrompel. Ek weet daar's dinge in my lewe wat ek kan beheer en daar's dinge wat ek nie kan beheer nie, maar ek wil graag net by U wees. My lewe is gejaag, of hoe dit ook al mag wees. Here, ons is in 'n moeilike situasie. Here, ek het 'n ernstige siekte toestand. Here, daar's spanning in my huwelik. Here, daar's spanning by die werk. Ek wil graag net weer opnuut die drade kom optel. Ek wil weer hê U teenwoordigheid moet my oorrompel. Ek wil in my totale weerloosheid net weer voor U kom sit. Ek kom bied myself weer aan, net soos wat Jesus hom ook aan my aangebied het. En terwyl ek so in die Here se teenwoordigheid moet sit, en smag na hierdie oorrompeling, dan is dit goed om te kan sê wat ek glo. Maar die wonderlike ding is dat ek daar in sy teenwoordigheid kan sit en iets kan verstaan daarvan oor waarom ek glo. En dit is presies wat hierdie vrou gesnap het. Sy het die waarom ek glo gesnap. En sy bewys dit ook daardeur deur hierdie olie op die Here se kop uit te giet. Oor waarom glo ek in U? Want U is vir my goed. Ek wil aan U behoort. By U kan ek weerloos wees. By U kan ek sommer net myself wees. Waarom glo ek aan die Here? En as ek daardie vraag vir myself kan antwoord, mag dit ook gestalte in my hart en in my lewe vind. Mag dit later ook 'n getuienis wees. Mag die wêreld, my omstandighede by die werk,
my mense by die huis, my vriende, mag hulle sien waarom ek glo en aan wie ek behoort. Here, ons wil soms net by U kom en ons vlees omkeer, omdat ons aan die ander kant van die belofte staan en ons weet, vir my het hy homself daar laat hang. En juist daarom wil ek in sy teenwoordigheid leef. Kom ons staan en ons sing ons toewydingslied saam. Die toewydingslied is lied 308, verse 1 tot 3. Staan voor die Here, keer jou albaste vlees om en sê, neem my lewe, laat dit deur. Kom ons staan. Ek moet myself die vraag kan vra, waarom glo ek? Dat hierdie woorde vir my kan waar word. Neem my lewe, laat dit Heer, U gewy wees, meer en meer. Kom ons bid saam. Hemelvader, Here Jesus Christus en Heilige Gees. Ek gee myself oor in U hande. Ek kom sit by U voete en ek breek die vles oop oor die kop. Ek wil net weer weerloos in U teenwoordigheid wees. Doen met my net wat U wil. Vir dit wat U ook al met my wil doen, daarvoor dank ek U. Ek is gereed vir alles. Ek aanvaar alles. Laat slegs U wil in my geskied, asook in alles wat U gemaak het. Ek vra vir niks meer as dit nie, Here. In U hande gee ek myself oor. Ek bied myself aan. U met al die liefde, wat daar ook in my hart mag wees. Ek is vir U ook lief, Here. Daarom gee ek myself oor. Daarom het ek in U grenslose vertroue, want U is my Here. Amen.